Goeienaand en baie welkom by Ingesprek. Vanaand bespreek ons immigrasiepatrone met 'n fokus op vaardigheidstekorte in Suid-Afrika. Ons gaan kyk na die voorstel deur die Departement van Gesondheid om mediese fonds belastingkrediete vir hoë inkomste individue te skrap in 'n poging om die nasionale gesondheidsversekering te finansier. En later sit ons die gesprek oor die Afrikaner verklaring wat steeds opslaa maak voort. Ons begin met die onderwerp van selfbeskikking. Die EFF-parlementslid Karl Neus het in die parlement versoek dat die regering die stigting van sogenaamde rasse-eksklusiewe enklawes soos Oranje en Kleinfontein onwettig moet verklaar. Hy sluit by ons aan en saam met hom is die leier van die VF+ in die Noord-Kaap, Dr. Wynand Boshoff. Karl, waarom het jy hierdie voorstel gebring om, soos jy sê, rasse-eksklusiewe enklawes onwettig te verklaar? Omdat mens nie ras moet gebruik om mense uit te sluit nie. Want dit vernietig eenheid in Suid-Afrika. En die idee van Afrikaner selfbeskikking word ongelukkig op 'n rassistiese wyse uitgebuit om 'n groepie van wit Afrikaners eksklusief in plekke soos Oranje of op ander enklawes dwars deur Suid-Afrika te laat bly, waar die res van die Suid-Afrikaanse bevolking nie kan bly nie. Jy weet, ek is getroud met 'n swart vrou. My vrou en ek kan nie in Oranje gaan bly as ek daar sou wou gaan bly. Hoekom nie? Omdat sy swart is. Nou daarin lê die kern van die probleem. Ons kan nie sê dat enige persoon in Suid-Afrika eksklusief die reg het op enige gebied in Suid-Afrika nie. Maar beslis kan ons nie sê dat die minderheid van Afrikaners sogenaamde eksklusiewe woongebiede kan hê, waar die res van die Suid-Afrikaanse bevolking nie ten volle ook kan woon en werk op 'n absolute gelyke basis nie. En Oranje bied nie daardie gelyke basis aan die res van die Suid-Afrikaanse bevolking nie, en dit in essensie, in sy kern, is rasisme. En rasisme moet verwerp word, rasisme behoort aangekla te word, en ek het dit baie duidelik gemaak. Ek glo die mense wat Oranje en ander wit enklawes ondersteun, behoort aangekla te word, hulle behoort voor die hof te kom, en hulle moet tronk toe gaan as hulle aanhou om rasisme te bevorder. Wynand, jou reaksie daarop? Nee, dis 'n bietjie 'n verspotte gedagte, met alle respek aan Karl, met wie ek heeltemal goed klaarkom. Maar in die eerste plek, Oranje het nêrens 'n ras of 'n kleurslagboom nie. Daar's geen bepaling wat sê jy moet wit wees om daar te woon nie. Daar's wel 'n bepaling wat sê jy moet Afrikaner wil wees. En daar het al mense aansoek gedoen vir verblyfreg wat nie Afrikaners is nie. As hulle toewyding tot hierdie identiteit verklaar en wil deel word van die gemeenskap, dan is dit wat 'n mens doen. En die interessante ding is dat tot dusver was die profiel van mense wat aansoek gedoen het, was so dat dit amper Karl se stelling bevestig, maar dis nie waar nie. Dit is nie so dat daar 'n kleurslagboom is dat iemand byvoorbeeld op grond van ras direk uitgeskuif word en per definisie nie in Oranje kan woon nie. Dit is 'n Afrikaner dorp, en ek dink as jy vir enige iemand buite 'n hoogs gelaaide politieke omgewing vra, nou wie is Afrikaners, dan gaan hulle ergens in die definisie iets sê, of nie in die definisie nie, in 'n omskrywing. Iets sê wat jou laat dink daar's meer wat sal ek nou sê, Europese afkoms en Afrikaners as miskien in party ander Suid-Afrikaanse volke. Maar dit gaan nie vir ons oor ras nie, dit gaan vir ons oor 'n kultuur, dit gaan oor 'n etniese groep, en dit is die kort en die lank van die storie. Interessant genoeg, etniese groep, en dan sê jy dit gaan nie oor ras nie. En dan lag jy en sê dit is so 'n bietjie belaglik dat ons 'n eksklusiewe wit enklawe het met alles wat daarom saamgaan, wat swart mense uitsluit. En ek hou vol daarby, Dr. Boshoff, dat julle voortgaan om swart mense uit te sluit, en die rede hoekom Oranje bestaan, is omdat daar 'n groepie superieure wit Afrikaners is, wat alleen nie deel van die Verenigde Suid-Afrika wil wees nie,
En daarom gaan hulle onttrek in Oranje en in ander sulke enklawes. Ek sit hier met 'n TM wat sê ons die mense. Jy weet baie goed. Dit is die begin van ons grondwet. Ons die mense word nie verwoord in Oranje nie. Ons die mense is nie in Oranje daar as 'n inklusiewe bevestiging. Karl, jy verwys na die grondwet, maar maak die grondwet nie juis voorsiening vir hierdie soort selfbeskikking nie? Nee, die vra jy dat die grondwet dan nou verander moet word? Die grondwet doen nie in essensie die moontlikheid vir eksklusiewe wit enklawes nie. As die grondwet ons wel toelaat om wit enklawes te hê, wat ek nie glo die grondwet wel doen nie, dan moet die grondwet gewysig word. Want dan sou daar klousules in die grondwet wees wat in kontradiksie en in konflik met mekaar staan. Want terselfdertyd is die grondwet ook fundamenteel teen rasisme, teen eksklusiwiteit en die grondwet is daar vir insluiting van al die mense van Suid-Afrika. Die ANC-regering het toegelaat dat die hele gedagte van Afrikaner selfbeskikking so uitgebuit word, dat dit vandag 'n vergryp is, wat 'n skandvlek op die naam van Suid-Afrika is, en wat Afrikaners in 'n hoekie sit. Onderwyl ek graag sal wil sien, dat alle Suid-Afrikaners ook deel van Suid-Afrika, en deel van ons die mense, Suid-Afrika moet wees. Dr. Boshoff weet baie goed, dat hulle nie deel van ons die mense in Suid-Afrika is nie. Wynand, En hy moet asseblief nie Dit sal probeer nogal gaaf wees as ek iets kan sê vanaand. Kom ons gee vir my geleentheid, Karl. Kyk, Karl en die ANC en die EFF is vasgevang in die ideologie van die Afrika-nasionalisme, African nationalism soos die Kongres is, en die pan-Afrikanisme, wat eenvoudig alle verskille, alle kultuurverskille ondergeskik stel, ek wil sê die organiese werklikheid van kultuurgroepe wat bestaan, ondergeskik stel aan die sintetiese werklikheid van landsgrense wat op 'n baie arbitrære manier getrek is tussen met geen inagneming van wie die mense is wat daar woon nie. Nou as jy 'n multikulturele staat het soos Suid-Afrika en jy wil vrede hê in daai staat, dan probeer jy nie almal indruk in 'n bepaalde identiteit nie. Jy sê nie daar sal 'n volk of 'n nasie na die beeld van die staat geskep word nie. Jy sê hoe akkommodeer ons verskeidenheid op so 'n manier dat elke groep wat sy kultuur wil handhaaf wel die geleentheid het om dit te doen. En dan kry jy voorbeelde van in Afrika, Kenia, Ethiopië, wat eenvoudig maniere gekry het om te sê ons erken dit in 'n federale opset. Vir die ANC en vir die EFF, ek het nog nie vir meneer Neus nou persoonlik daaroor gehoor nie, is die gedagte van 'n federasie is 'n gruwel. Hulle wil nie daarvan hoor nie. Hulle is absoluut ingestel op die gesentraliseerde staat, wat eintlik niks anders is nie as 'n tirannie van die meerderheid. Daar's dan geen ruimte waarbinne 'n groep wat wel die behoefte het om homself te handhaaf, dit mag doen nie. En as daardie groep dan nou nie wit superieure gedagtes het nie, maar doodgewoon eintlik kan tel en sê, weet jy, in 1910 was daar vir elke Afrikaner in hierdie land omtrent 5 ander mense, in 1990 was dit 10, nou is dit 20, dan sê jy, ons moet 'n manier hê waarop ons kultuur kan beskerm, waarop ons dit kan uitleef, en die grondwet maak daarvoor voorsiening, en dit was deel van die skikking van 1994. En Maar Wynand, presies, wat sê die grondwet hieroor? Die grondwet sê dat enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike taal en kulturele erfenis deel, binne die bepalings van die grondwet op grond van nasionale wetgewing territoriaal of andersins selfbeskikking kan uitoefen. Nou ons is besig met territoriale selfbeskikking in Oranje en andersins, want ons doen meer dinge as om net 'n gebied te bewoon. Maar Dr. Boshoff weet baie goed dat die rede hoekom die mense in Oranje bymekaar koek, omdat hulle nie wil deel met die res van die swart bevolking in Suid-Afrika. Ek woon nou daar en u woon nou nie daar nie. So en ek het 'n was beter al idee. daar, Ja, en daar u was is vir my al daar. gesê dat ek nie met my vrou en kind daar kan kom bly nie. Dit is 'n harde realiteit
Dr. Boshoff. Wat ek nie verstaan nie, is dat jy wil vir ons probeer verkoop dat die Afrikaner homself nie kan handhaaf in 'n verenigde Suid-Afrika met die Afrikaanse taal en sy kultuur nie. Hoekom is die Afrikaner so bang? Hoekom is die Afrikaner se kultuur dan konsuis nie sterk genoeg om binne die verenigde Suid-Afrika dit self te kan handhaaf, saam met die Zulu, saam met die Xhosa, saam met die Tswana en al die ander bevolkingsgroepe in Suid-Afrika nie, maar jy praat van etnisiteit aan die een kant van jou mond en aan die ander kant sê jy dis nie rasisme nie. Jy praat van ander kultuurgroepe, wat van die Ngoyama Trust in KwaZulu-Natal, wat grond uiteengesit word vir die Zulu Koninkryk, waar daar hoofsaaklik Zulu inwoners is. Is dit nie 'n geval van 'n kultuurgroep? Dis nie 'n uitsluitlike gebied net vir swart mense nie, en Dr. Boshoff weet dit. Okay, ek kan nou so 'n bietjie harder praat, dan kan ek jou dalk weer praat, want jy praat nou almal dood. Is wat behoort aan die tradisionele gemeenskap. In die Hoër Onderwyskomitee. Kom ons gee vir Wynand 'n kans om te reageer. In die Hoër Onderwyskomitee, in die vorige parlement, praat hulle oor transformasie en hulle sê vir ons, elke koshuis, elke fakulteit, elke departement, elke studentevereniging moet die demografie van Suid-Afrika reflekteer. Goed so. Nou vra ek vir hulle, bedoel jy dit? Ja, dis presies wat ons bedoel. Nou, waar moet die Afrikaner homself handhaaf as hy altyd 5% op die meeste van enige iets kan wees? Hy mag nêrens meer as 5% wees nie, want dan oortree hy die demografiese perk wat mense soos u op onsself. Dit is hoekom ons onsself gaan handhaaf in Suid-Afrika is nie. Dis hoekom ons onsself nie 'n gesentraliseerde Suid-Afrika dat die meerderheid van mense in Suid-Afrika swart is en die Afrikaner aanvaar homself as 'n mede-Afrikaan in erkenning dat die meerderheid van Suid-Afrikaners swart is, en daarom sal organisasies, daarom sal rade, daarom sal verenigings 'n meerderheid van swart mense hê. Wat is verkeerd daarmee? Dit is tog sekerlik demokrasie. Maar Wynand praat van tog 'n mate van verteenwoordiging, en toe hy nou sê 5%, toe sê hy goed so, en kan mens nie die argument dan maak dat jou eie party dat daai soort van verteenwoordiging nie in jou party is nie, dat jou party dan nou ook uitsluitlik is. Nee, dis nie uitsluitlik nie. Hier sit ek is 'n lid van die EFF. Dit is 'n keuse wat mense maak om by die EFF aan te sluit. As die hele Afrikaner gemeenskap wil aansluit by die EFF omdat hulle saamstem met die EFF se politieke beleid, met die pan-Afrikanisme wat lyk my Dr. Boshoff 'n probleem mee het, dan kan die hele Afrikaner gemeenskap kom aansluit by die EFF. Daar's nie 'n enkele rassistiese been. Dit is 'n etnowoord waarop dit neerkom, dit wat jy bepleit. Wynand, ek wil jou vra, gaan julle hierdie voorstel in die parlement teenstaan? Daar is sprake dat die minister, Mameloko Kubayi, bereid is om met julle hieroor te vergader. Kyk, Karl, moes jy eintlik net daar mooi, hy het 'n vraag gevra aan minister Kubayi, of sy wetgewing sal verskerp en sal sorg dat mense soos ek dan nou in die tronk beland, alhoewel ek nie enige vorm van swart blanke meerderwaardigheid aanhang nie. Maar hy sê, kom ons gee 'n kans, Karl. My liewe magtig Karl, luister jy nie vir 'n mens nie? Kom ons gee 'n kans om te reageer. Ek luister baie goed. Kom ons gee 'n kans. Mense wat eksklusief wil bly. Die minister het toe 'n antwoord gegee wat myns insiens 'n baie swak antwoord is, waarin sy dan onder andere sê, wit mense in Suid-Afrika val buite die bestek van selfbeskikking omdat hulle van tevore onderdrukkers was. Nou goed, historiese argument, kom ons los hom een kant. Die feit dat 'n mens 'n histories dominante minderheid is, neem nie jou selfbeskikking weg nie, jou reg op selfbeskikking nie, neem die feit van selfbeskikking weg, maar neem nie die reg daarvan weg nie. Dit is waarmee ons met haar in gesprek wil tree, want wat sy doen is om te sê in 1994 het ons 'n sekere skikking bereik wat 'n paar sleutelpunte gehad het wat gemaak het dat dit 'n vreedsame skikking was. Een daarvan was die sogenaamde checks and balances wat die NP se ondersteuners eintlik gesê het, weet jy, ons groepsregte word verseker in ons individuele regte. Ons het gesê dis nie goed genoeg nie, dit gaan nie hou nie. Dit hou nie. Bella wys dit hou nie. Nou wil sy die selfbeskikkingsreg effektief tot nut maak. Dis in die grondwet, maar dit moet niks beteken nie. Oomblik wat dit iets beteken, dan is dit volgens haar buite die bestek. Nou, ons sal met haar moet praat daaroor
En daar's nie enige voorstel op die oomblik op die tafel van 'n wet of iets nie. Ek dink ook nie dit sal gebeur nie. Dis maar van daai goed wat mense sê om 'n bietjie aandag te trek. Maar dan glad Karl, nie. dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Ons sal Baie dankie. uiteindelik 'n privaat Karl? lede wetgewing bring van die EFF se kant af om hierdie Tyd is rassistiese enklawes Karl, te gaan baie dankie. Net hierna Dit sal bespreek ons 'n omstrede voorstel om die nasionale gesondheidsversekering te finansier en later 'n gesprek oor die Afrikaner verklaring.